Jy sou dieselfde gedoen het. Daai lysie het my oë oopgemaak. Al is ons net 'n klein dorpie met net 59 kinders in die skool. Dit maak donder seer. Die plastics. Elke skool het so een. Die plastics het besluit om 'n groep oop te maak waarop almal hulle opinies kan lys. Opinies soos wie's die domste een. Nou volgens hulle is dit Maria. Ek stem saam. Maria glo dat mayonaise gemaak word van 'n koei wat hard genoeg geskit is. Regtig? Dan is daar wie die lelikste lippe. Nou volgens hulle is dit Dani. Ek sal nie sê ek stem saam nie. Dani het nie lelike lippe nie. Hy het net lippe wat al baie gesien het. Hy moes as 'n kind saam met sy maale by 'n robot gaan staan en gaan smeek het vir geld. Die son was nie genadig nie. Dis nonsens soos dit. Dis nie een van ons se skuld dat ons op daai lysies beland het, nie. Dit word net met die elites van die skool gedeel. Kinders wat se pappas plase besit met John Deere trekkers op en Botox voorkoppe. Maar hierdie keer was die lys per ongeluk vir my geforward. Ek moes vir 4 jaar deur hierdie nonsens gegaan het. In graad 8 was ek te maar want my ma het my net maak mielies eet. In graad 9 was ek 'n kleptomaan en almal het hulle goed van my af weggesteek want ek het ekstra some in my rok gewerk om penne en prit te steel. Graad 10 was erg. In graad 10 was ek 'n lesbien. Almal het seker gemaak hulle badkamerdeure was gesluit voordat hulle gaan stort het. Ek moes amper 'n hele jaar gewag het vir hulle om klaar te maak voordat ek my alie kon gaan was het. Laas jaar het daar 'n nuwe meisie in die skool ingekom. Ek het gedink dat die aandag bietjie van my af gaan wees. Wel, ek kan nou maar hier oor sit en lag, maar dan lieg ek vir myself. Dit maak seer. Sy het een keer so 'n patetiese poging gemaak om jammer te sê. Sy het dit eintlik net gedoen omdat sy wou gehad het ek moes vir haar stem vir hoofdogter. Ek het gesê ek sal, maar ek het vir Tina gestem. Tina het net 1 stem gekry, so ja. Ek het gedink ek het hulle vrygespring hierdie jaar, maar my naam was vol op hulle lippe en ek het geblom in die demokrasie van hulle stemme. Op die lysie het ek 96% van die stemme gekry. Wat beteken elke meisie en amper elke seun het vir my gestem. En raai wat? Die kategorie wat ek gewen het was most likely om 'n Pepstore rok matriekafskeid toe te dra. Hulle was nie ver van verkeerd nie. Ons het nie geld gehad vir sulke luxuries nie. My pa het ons lankal al verlaat. Het gesê ek se uitgawe en hy wou dit nie gehad het nie. So ja, my ma se 'n bietjie geld van klere maak moes ons maar in die vaart gehou het. My ma het altyd vir my gesê, moenie jou steur aan die ander mense nie. Hulle opinies is hulle eie. Ek luister eintlik vir my ma. Sy het genoeg geself vir om my deur die skool te sit. Jy sien, die klere wat sy gemaak het was vir die mense wat nie Versace gedra het nie. En die mense wat Versace gedra het, moes sy die klere gefiks het voor. Mense sal dink vir die prys wat jy betaal gaan 'n hemp nie skeer nie. Vir die prys wat jy betaal verwag ek 'n booblift en 'n tummy tuck as ek hom moet aantrek. Maar dit het my geleer dat dit maak nie saak wat jy dra nie. Alles kom op dieselfde punt neer. Maak toe wat toe moet wees en maak warm wat koud is. Ek was nie vandag skool toe nie. Dit was fotodag. So almal het hulle rokke in die saal gaan uithang vir die uitstalling. Die koerant, die skool en entoesiastiese huisvroue het kom rondwandel in die saal en geraai wie die duurste betaal vir hulle rok. Plastic se Mariel dit elke jaar. 'n Dierfotograaf kom neem die rokke af die dag voor die matriekafskeid. Die oggend van die matriekafskeid kom haal jy jou rok en jy kry reg vir die groot aand. My hanger was leeg natuurlik. Ek het net besluit dat hierdie jaar hulle my nie gaan onderkry nie. My ma kon in elk geval nie 'n rok bekostig het nie, maar sy het my die belangrikste ding geleer in die lewe. Cinderella storie bestaan nie. So moenie in hom glo nie. Niemand gaan vir jou opstaan nie. Niemand gaan jou in 'n swaan verander nie. Niemand gaan vir jou kos op die tafel sit nie.
Ons is mens en mense selfsugtig. So jy werk hard en jy doen dinge vir jouself. En waar beter om materiaal te kry as in 'n saal vol Versace rokke. Nee, ek het nie iemand se rok gesteel nie. Ek is nou nie so evil nie. Ek het net 'n blokkie uit elkeen se rok uitgesny. Een van elke hulle stemme op 'n lysie wat my verander het. Nou, hierdie is 'n gedeelte van Madeleine. Sy noem my altyd Patches, want as ek 'n gaatjie in my klere kry, maak my ma dit reg met 'n patch. Sy is eintlik net ongelukkig, want sy het haar pa saam met hulle haarkapper gevang en sy weet hoe om mamma te vertel nie. Hierdie is 'n gedeelte van Sandra. Sy beklemtoon altyd hoe ek stink, sodat die aandag van haar blou kolla weg is. En die grootste gedeelte is van plastiek. Nadine. Sy haat my die meeste. Sy maak my altyd uit as 'n stuk gemors, sodat niemand met my wil meng nie, omdat ek die enigste een is wat haar geheim weet. Ek weet dat my ma Versace labels op haar Edgars klere moet werk. So ja, hier staan ek nou. 'n broodjie met botter vir aandete, maar 'n rok met elke liewe status in die dorp. 'n rok uit 38 stemme.